God praise. Give God praise. Give God praise. Hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, over, son. I said, Lord, hey, over, son. Hey, over, son. Hey, amen, 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 over, son. Hallelujah. Hey, over, son. Vader, in de naam van Jezus, Heer, ik weet of u dank u zegt in woorden. U zegt ik dank dat u opgestaan hebt. U zegt ik dank u over de maanden tegenwoordig. Heer, laat ons speciaal van Heer, ontmoet ons Heer bij onze behoeften. Heer, zie hoe het zoeken op een maand van uw Vader. Dat waar we zoeken worden, is het zal worden ontvangen. Dat is dat er een deel of in het zal gaan verder. Heer, waarom moet u dank van uw God, mijn God? Heer, waarom moet u dingen van uw woord aan de naam van Jezus? Aan de naam van Jezus. Zoals we altijd zal zeggen, dat die maatstaven niet ook veranderen. Zoals we in plaats zal zeggen, dat die maatstaven niet ook veranderen. Heer, onze vergunning met kracht en onze heilige kracht. Onze vergunning met power. Onze heilige met power. Onze vergunning met samen. We zijn er geloven met samen in de naam van Jezus. Dat is echt een goed zeggen. Zeg amen. Zijn capaciteit, die is wonderlijk. Weer is wij danken, mannen van de Heer, die heeft meer kans om je woord te kunnen bedienen. Ik vat dit als een kopie, maar ik weet die geleerdheid is een geleerdheid om te gebruiken, zodat iemand geestelijk en geschikt kan worden. Amen. Als iedereen van de woord van de Heer, als iedereen van de woord van de Heer, en ze maken aan die principe. Hebreeën 9 gaat samen mee. Maar wanneer ik denk aan te spelen over die avond en gebruiken om te spelen bij het huis, atmosfeer, woord, wonderlijk. Het is goed om voor je te zien hier in staat laten. Ik is blij met de mens. Ik is blij met de mens. Amen. Die wat in die gegroente, die is wonderlijk gegroente in de naam van de Heer. Glory to God. Hebreeën 9 vanaf vers 16. Gaan samen in de Hebreeën 9 vanaf vers 16. Gaan we de Heer samen lezen. Dat is die opstaan. Dat is die opstaan. Van waar het testament is, zegt die Bijbel. Moet noodzakelijk die doel van die testamentmaker aangekondigd worden. Want het testament is geldig bij sterfgevallen. Aangezien het nooit van kracht is, zolang als die testamentmaker nog leeft. Ik ga heel veel zien. Want het testament is geldig bij sterfgevallen. Aangezien dat nooit van kracht is, zolang die testamentmaker nog leeft. Die Heer zie zijn vorige lezen. Ik heb 4 jaar, zuster,
Ek het nooit van boodskap geweet. En ek weet maar al te goed, dat wanneer daar 'n eis ingedien word, dan moet die dood geregistreer word. Was dit waar? Dus die dat jy kan nie gaan kry by die palateit om begrawe te word nie, van jou dood is nie geregistreer. So nou gaan ons binnelandse sake doen om jou dood te geregistreer. En as jy 'n testament het, dan word die testament miskien in 'n week of in die volgende weke afgelees. Dan gaan dat die kind toe, dan gaan dat die kind toe, sodat die familie die behoefte daar bekleed. Want sy het erfgoedens in die rekening. Sy besittings wat sy opgebouw het, terwyl jy geleef het. Want dit is geld, dat as jy dood intree, dan kry die mense die goed. Solank jy nog in die lewe is, dan kan jy sê nie die testament aflees nie. Solank jy nog in die lewe is, man van die Here, dan kan jy niks aan die prokureur sê nie. Solank jy nog in die lewe is, halleluja, kan daar niks gebeur nie. Sy kan al hoe powerful is, halleluja. Sy kan al hoe kragtig is, sy kan al wat sy besittings sê, maar die testament is geldig, wanneer die dood intree. So sy's 'n powerful man, want sy die besittings het. Maar sy's nie powerful as sy dood gaan die besittings afgee. Jy hoor wat ek sê. Sy's powerful as sy die besittings het, want sy's hier man. Maar wanneer sy die besittings het, wanneer sy dood is, dan is het meer wat mense kan doen met dit, want sy was een man, want nou hier sy besittings het, en hulle kan hierdie besittings meer doen, as wat die een man gedoen het. Het Jesus aan die water geloop in die sister. Powerful. Het hy dat die water in wijn verander. Powerful. Oh, ek kom nou punt toe. Die man het die blindes laat sien. Powerful, die man. Maar toe hy sterwe, het die mag aan die kerk gegeen, om te sy groter punten. Sal julle doen, want ek gaan na my vader se huis toe, en moet hy nie, moet nie tree nie, want dit is in julle best wil, dat ek moet weggaan, so die Heilige Gees achtergelaat kan word, en in julle groter dinge kan doen. Groter dinge. En ek hou van wat die woord sê, toe Jesus gebore word, die Bybel sê, dat die krag van die Heilige Gees het Maria ontstaan. En die man van die Here moet so mooi leer, hy sê, dat dieselfde Gees in Romeine, dieselfde Gees wat Jesus in die dood het opgewek het. Met ander woorde, daar is 'n lokasie, dat die Gees van die Here het weer 'n keer die liggaam van Jesus geoorskadu. Die eerste keer was het geboorte, die tweede keer was het ook geboorte, maar hierdie keer was het 'n ander geboorte. En dit is kom ons kan sê, die opstanding, want dit is eintlik 'n rebirth, 'n resurrection, 'n reincarnation van Jesus. Maar dat is iets wat in die tekst is. Maar dit wil ek moet mooi verstaan. Want dit gaan ons 'n mens skok. Ek was self geskok geweest. Wanneer die testament opgestel is, dan moet die persoon dood is. Want die Bybel sê, dat die testament as nie geëindig nie. Met ander woorde, ons sal nie die hemel kan kry, dan staan in die testament. Wat staan in die testament? Die beloofde land.
die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe aarde. Dit is ons testament, so wanneer ons doodgaan, dan weet ons gaan na daai plek. Dit is wat die testament is, die erfgenaam. Ons is die erfgenaam van die Here. En die man van die Here het so mooi aanvaar met die boodskap die gegee. Die sê, daar is nie, Jesus geen meer en ons geen minder nie. Ons is mede erfgenaam. So wat Jesus kry van ons ook, van ons is die saad van Abraham. Amen. Maar die Bybel sê mooi, dat die testament is nie geldig, wanneer die persoon nog leef. Nou as dit is, dat Jesus opgestaan, dan leef hy nie meer. Ek gaan het omdraai. As dit is, dat Jesus opgestaan, dan leef hy nie meer. Want hy is dood. Dan is die testament geldig. En as hy opstaan met die doodheid, dan hoe kan het wees dat die testament nog geldig is in die system? Want die dood is al klaar geregistreer. Hoor jy wat ek sê? Moet nie weghaal. So as dit is, dat Jesus gesterf het, en hy staan op, en dan is die testament geldig, dan is hy dood gefeit. Want dit is wat die Romeinse soldaten wil bewys het. Hulle wou bewys dat Jesus het die regtig gesterf het, en toe noem die storie op, maar hy het sy lichaam gesteel, en het die regtig gesterf het. Jy sal hierdie derke wat ek nog vir jy sê, om die storie wat ek vir jy nou gaan verduidelen, om dit te bewaar. So as dit is, dat Jesus dood is, en die testament geldig is, en hy het opgestaan, die vraag, hoe het hy opgestaan? Kom ek van die wetenskap, jou DNA as het dieselfde is, as toen jy gesterf en jy opgestaan het, dan het jy dood gefeit. Want ons toets vir jou bloed, dan sien ons, want sy is dieselfde persoon, wat die leer opgemaak en laat weet, sy is die recht aan dood. So dan kan jy wees, dat sy dood is. Dan verklaar ons, sy is dood gefeit, en dan is die testament nie meer geldig. Want die man het opgestaan. En dan maak ons samen met ons is die Allah, vir bedrog. Want sy het die dood gefeit, en sy is die regtig dood. Hoor jy wat ek sê? So blijkbaar, ons weet sy is die dood gefeit. Jy nog goed sê, hy weet, want hy is regtig dood. 3 jaar dood, en die opgestaan. Maar hier kom die geestelikheid. En dit is wat ons so gekom. Die Bybel vertel, dat daar is 'n verheerlikte liggaam. Wat die opereer met bloed. Wat die opereer met emosies. Wat die opereer met wat gister gebeur het. Wat die opereer in die gees, maar wat gebore is in die gees. So toe Jesus gesterf het, sy diepe lewe het regtig doodgegaan. Maar toe die gees van die Here hom opwek, het hy met 'n ander diepe lewe opgestaan. Hoor ek wat ek sê? Hy het nie net DNA opgestaan dat hy moet gesterf het. Want dan sal dit nie regtig gewees het. Hy moes nie met 'n ander tipe bloed opstaan. Hy moes nie met 'n ander liggaam opstaan. Hy moes nie met 'n ander geestelik opstaan. Halleluja. Dis wat hierdie opstanding was sy krag. Geen persoon het nog uit homself
kayak di India, hy was kayak die manne van die Here, wat die krag van die Here gebring het, wat Jesus ons sien, halleluja, het opgestaan, met 'n nuwe bloed, met 'n nuwe liggaam, met 'n ander lewe. Daai lewe het dood gegaan, en dit het die testament geldig gemaak, maar toe die opgestaan het, toe kan hy nie meer dieselfde bloed opstaan nie, hy kan nie meer dieselfde liggaam opstaan nie, hy moes 'n verheerlikende liggaam hê, hy moes 'n veranderde emosie hê, hy moes 'n veranderde mens hê, dat is gewonderlik, dat hulle ons bedoel, dat het sy 'n nuwe, as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe mens, sy het die vorige lewe, het sy dood gegaan, dan moet sy opstaan, halleluja, die staat alles 'n nuwe mens. Die Bybel sê dat ons was saam met Jesus in Christus. Ons was saam met hom aan die kruis. Die Bybel sê ons het saam met hom gesterwe. Die Bybel sê ons saam met hom begrawe. En die Bybel sê ons het saam met hom opgestaan. En die Bybel sê ons het saam met hom opgevaar. Halleluja. En die Bybel sê dat ons sit nou saam met hom in die hemelse plek. So die testament is geldig solank die Maria bloed dood is. Mag jy wat ek sê? Ja, wat ek sê? Die ander bloed was dood. Die Maria bloed is dood. Halleluja. Die ou emosies is dood. Kom aan. Die ou verlede is dood. Dat wat in die verlede gebeur het, dat is dood. Dat is hoe God jou sien. Maar wanneer sy opstaan, halleluja, dan staan sy op as 'n nuwe mens. Sy staan op as 'n nuwe persoon. Sy staan op as 'n nuwe bloed. Sy staan op as 'n nuwe natuur. Sy staan op, sy staan op, sy staan op. Dat wat die verlede gehad het, is los. Sy is vrygekoop. Sy is vrygekoop. Niet in plaats van zijn bloed, niet in schaam van zijn bloed, maar in het bloed van die naam. Zoek God prijs. Oh, Pabla Sera. Nou kan iemand zeggen, ik heb die vrienden. Jesus het van buitenkant af miskien dieselfde geblik, maar van binnenkant af. Toe ek bekeer, my doos het miskien dieselfde geblik. My toon het nie verander nie, maar jou DNA het verander. Jou natuur het verander. En hoe God jou sien, hy is die kyk, hy is die kenner van die hart, die bloedse van die Here, en hy kyk nie wat vir doel is. Jou hart kan maar dieselfde lyk, halleluja, jou lichaam kan maar dieselfde lyk, maar hy kyk na die hart. Dit is geen wonderlike ekste kan nie verander. Hy het nie sy tandjes uitgemaak nie, maar God sien nie sy tandjes nie, God sien nie sy verlede nie, maar God sien, hy kyk na die hart, halleluja. Mense kyk wat vir doel is, mense kyk wat die verlede is, mense kyk, halleluja, na die soeke, die dokter kyk, na die bloed, die dokter kyk na die kanker, maar as God jou soeke, dan sien God jou, as hy goede sien van. Sy opgestaan, sy opgestaan, halleluja, ek het opgestaan, ek het opgestaan, ek het opgestaan, ek het opgestaan. Ek het opgestaan. Sal ek hulle wat die skrimmers goeie vir my jou? Ek het opgestaan. Sal ek hulle dat die jaloerse geeste en al die dinge om my hoofd gesit. Ek het opgestaan. Hoe kan ek nog doen aan halleluja? En die donker se verstaan. Nog van my handen van halleluja. Ek het opgestaan. As die Lord sê, ek het opgestaan. 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 Ek het opgestaan.
om die mense lewe voordat Jesus gesterf het, is die feit dat hy die natuur, die mense op die natuur van Adam. En iemand vraag my, Elia, maar hoekom kan ek hemel toe gaan en het ek 'n mooi lewe nie? Hy kon hier die skrif en sê, dat die mense sê, as hier verlossing, sonder bekering. Ek sê vir hom, ja, hy sê vir my, maar die dag ek weet is so mooi werk, wat dit beteken. Toe sê ek, kom ek sê vir jou. Kom ons vergeet verlossing, kom ons vergeet bekering. Sy het 'n natuur van Adam, 'n sondige natuur. En die sondige natuur kan nie in 'n heilige plek gaan nie. Julle hoor wat ek sê? Jou sondige natuur kan nie in 'n heilige plek gaan nie. Dit is wat die mense met hulle sonde uittrek by die tempel, maar op die grond wat jy kan ontstaan as heilige grond. Jesus, sy die sonde moet sy uittrek by die grond wat die grond kan trappen as heilige grond. Dit is gewoon, maar het is een voetplek om te zijn, dat het zijn voet dat zijn maat, maar dat is heilige grond, wat je als je wil gaan lezen, of je valt, kan je leven, maar dat is heilige grond. Die kinders van Israël bang geworden, toen die Heer op die berg gekomen en gezegd, maar Moses, praat zijn maar hier met ons. So enige een wat ooit kan vier, of wat vra, hoekom ek het bekeer? Nou natuur sê ek. En dis allemaal so wat iemand, wat sy kan nie aangaan, met die sondige natuur. Dit is hoekom sy het vier geboren. Sy het vier geboren. Nie met bloed nie. Sy kan nie goed hier teruggaan in jou maas gestoot. Maar dit wat jy gees sê. En jy Nicodemus, wat so die leraar van die leraars is, selfs hy weet nie. En nou kom ek dat Jesus door die naam op die conversatie te heen. Maar hy sê leraar van die leraars. Die leer die mense. En Jesus so afgeweeg word. Maar as jy so die leraar is, hoekom het jy nie van dit? Hy sê Jesus, en nie gekom om so daar te leer. Johannes 10 vers 10, die lief het gekom om te sien, om te roof sy uitgekom, om te blinden, om nie te roeien. Maar Jesus het gekom, zodat ek wat dood is, lewe kan hê en lewe in oorvloed. En hy lewe het Jesus beskikbaar vir ons. So ek het alle lewe. En ja, die duivel kan nie niks doen. Allemaal is diens. Want as dit is, dat sy nie vrienden het, enige iets wat ek kan sê, waar is ek, die was as mooi daar is. Nee, hy sê sal van my vriend. Waar was ek? Ek was daar. Ek was nooit daar. Kom ek maar vir die volgende dat alle man van die Heer gemaakt het, so powerful. En ek draai het nou op. Van gemeenschap, ze zei ik daarop. Zij was schuldig bevonden van een ziekenzaak. En zij is voor de hoofd. En nou, hoe dat al vol is. Nou behalve dat Jezus aankomt en zei dat ik die prijs dat aanvaard. Ik ga in een plek sterven. Je ziet de hoofd neer. Dat is niet genoeg. Want uiteindelijk, die feit dat zij bekeerd is, dat is niet genoeg. Zij is
want sy het nou nog van mense wys, sy is nog nie. Kan jy wees nie? Op een keer is sy genoeg nie. Want sy het nou nog van mense sê, ek loop nie daar nie. Sy het voorbij geloop. Ek was een drinker, toe loop ek voorbij tops, toe gaan haar in die stories en sê, jala, het sy gesien, hy kom al weer by, hy nou nooit verlos op die sien. Dat is hy genoeg om hier te wees. Hulle maak nog steeds een story. Hulle maak nog steeds van jou. En die prijs is klaar betaald. Dit is genoeg in die geest. Maar voor die mensen, wat van die mensen is genoeg. De vorige leven, dat is haar niet genoeg. En dan moet je zich op plek op haar borst. Om mensen te wijzen. En ik ben een beetje zo lief. Ze zeggen dat als ik bijvoorbeeld een vruchtenkoeken maak. En ik moet dan een kleedje gaan koken. Om die vruchtenkoeken te gooien. Want dan zou de schapen eruit gaan. En die dan gaan koken en gaan uitgaan. Want dan zie je ze plek waar ze niet. Plus dat er alle plekken zijn die ze gaan. Nou ligt het zo anders dan. Hij je ziet leraar en koepel. Dat is nog niet eens de plek. Maar mijn vrouw wil het vruchtenkoeken. Sy wil ons heel die Here het vir haar gestem. Maar nou kom die toets. Hulle het haar op die kamera gesien. Sy het die daad gedoen. En nou kom die bewyse. Nou speel hulle op die hoofd die bewys. Maar sy sê dat hy is op kamera ontvang. Ons het hom gesien. Alhoewel Jesus gesterf het, dit gaan nie werk nie, van die kamera wys. Ons het hom gevang. En die winkels hoe is die voetdiens. Hulle het jou gesê, sy toch haar reggemaak en so, die sien wat binnen die kamera. So haar is nog geen twyfel, ons het gesien, dit is sy. En die hoofd, bevind daar skuldig. Ons het jou op die kamera gesien. Maar wat is die? Nou sê Jesus, kom ons nie die bloedtoetsen. Nou sê Jesus hier, ons het al gesien die kamera, maar kom ons nie die bloedtoetsen. Want die dag toe sy gestille bijvoorbeeld, die het hulle bloedtoetsen geleer en op die bloedtoets staan, dat sy is AB positief. Dit is haar eigen nommer. Hulle van die eigen nommer, hulle van die naam, hulle die wereldvoer toe, en alles daar, en nou sê hulle hier, dit is die bloedtype ook, so dat bloedtoets, dit moet net sy wees. No doubt about it. Nou sê Jesus, sy is nou keer. Sy is nou weer gebore. Nou sê Jesus weer, weet jy wat? Dat lyk na sy, maar kom ons kyk wat die bloedtoets sê. En nou toets hulle haar bloed. Nou sê hulle maar, die bloedtoets, jy kan dat is as dat. Die bloedtoets, en die bloedtoets, as hulle nie in sjaamde nie. Hulle sê dat die DNA, en die DNA as hulle nie in sjaamde nie. Hier as hierdie persoon, wat die lijkses is de India, dat lijkses is de India, halleluja. Laat as hulle sê, op die langse opleiding, sy ander naam, jy kan wat die, sy ander bloed, sy ander natuur, haar adres, aan die vader, sy een bloed gedaan nie, want sy kom van man, sy al halleluja. We come from one side. Oh, the city of God. The city of God. Not come with hands, but come by power. Hallelujah. Hallelujah. That's a start to my God. Hallelujah. En ons gaan maar net aan die buitenkant ons kijken. Ons gaan maar afgemaakt worden. Maar nogthans, die kan wordt versterkt. Halleluja. Die kan wordt versterkt. Dat is het magie. Dat is het bloed. Dat is het zombie. Maar dat is niet het virus van de Heer. Dat is zo slaap. Oh, dat is niet het virus van de Heer.
dat hy sal slaap. Die gees van jou. So jy het opgestaan. Soos wat Jesus opgestaan het, jy het opgestaan. Ek het opgestaan. Die testament is geldig. Dit is geldig soos wat kan kom. Van daai ander lewe. Dis gewoon die Bijbel om die tweede ander lewe. Ek sê altyd vir die manne van die ek gaan sien tweede ander lewe. Dat is al op plek vir die Heer en die vierde ander. Ons moet die Engels sê, the last Adam. Hy is die laaste Adam. Hy is die laaste instrument. Die laaste instrument. En van die mens het ons gekom. Die Bijbel sê dat julle is gebore. Nie die onvergankelijke, nie die vergankelijke saad, maar die onvergankelijke saad, die ewige en lewende woord van Jesus. En daar is vir ons die opstanding vier. Ek vier het omdat daar kruis is. Ek vier het omdat daar mense geheilig oor Jesus' lewe. Ons kyk voorbij, hy is nie gelukkig gewees. Maar ons kyk na wat Jesus van my kom bring. Ons kyk na wat Jesus vir my kom gee, my sister. Ons kyk na wat Jesus vir my kom doen, halleluja. Ons kyk hoe Jesus dit vir my gedoen het, want dit is 'n maklike saak, halleluja. Maar toe jy opgestaan met 'n nuwe lewe, en hierdie lewe het hy vir my kom gee, sodat ek hierdie lewe binne die hemel en die beloofde land kan gaan. En weet jy wat God met jou? Hy maak jou waardig. Van ek was nie waardig. Kom aan. Ek was nie waardig. Ek was nie waardig van jou. Maar Jesus gemaak my waardig. Jesus gemaak my waardig. Dis die Here is wat ek weet. Dis die Here moet die testament invul met bloed en het gegee. So nou sal ek dit aanmoedig. Want vir een keer was daar geoffer. En daar gaan nooit weer geoffer word. Want hierdie bloed van Jesus, dit is die krag van God. Dit sê is die krag van God. So dieselfde gees wat Jesus die dood opgewek het, hy sal oor die sterflike liggaam sy lewe weer lewendig maak. En as Jesus die gees, wat nou mooi wat ek sê, maar nou, as Jesus die gees sodanig sy liggaam kom gewek het, wat mens onmoontlik was, wat nog te sê van jou finansies, wat nog te sê van jou koskas, wat nog te sê van jou liggaam, wat nog te sê van jou opdrome wat jy het, wat nog te sê enige ding wat dit is in jou lewe. Hy kan het weer opwek. Hy kan het weer opwek. Kom en staan met jou vrou. By die man van die Here so die dag gesien, terwyl hy so gekry. Dan sê so mekaar, dat ja, ek het opgestaan, maar as daar iets is in my lewe, wat nog dood is, dan kom jy nou voor, ek wil saam met my van jou op. Miskien is dit iets, wat jy droom, miskien is dit finansies, miskien is dit die kosjas, ek wil saam met my van jou op. Is die opstanding. Geen ding wat dood is in jou lewe, voor van die dag in te gaan sê, alright, ons het gewonnen. Dis die opstanding. Dis die opstanding. Ons sê die oor. En as hy iemand is,